By Kruin verstaan ons dat die lewe dikwels kompleks en uitdagend kan wees. Ons beleef almal tye van pyn, onsekerheid, uitputting en selfs hopeloosheid. In hierdie moeilike oomblikke wil ons by Kruin jou help, deur gebed, ondersteuning, toerusting en 'n ruimte vir groei. Ons nooi jou dus om te kom nes jy is. Hier kan jy Jesus volg. By Kruin doen ons ook meer as net by mekaar kom. Ons doen goed. Ons doen goeie goed wat die gemeenskap help en 'n positiewe effek op ons omgewing het. En ons nooi jou om saam met ons 'n verskil te kom maak, want dit is die roeping van ons geloofsgemeenskap. Huise wat Jesus volg, leef dit. Goeiedag en baie welkom. Dit is vandag Vadersdag, so van my kant af geluk aan al die vaders wat hierna luister. Jy is 'n pa, baie geluk. Nou, saam met Vadersdag in die kerklike jaar is dit ook vandag Triniteitssondag. So ek het dadelik gewonder, hoe gaan ek die bymekaar uitbring, moet ek? En ek dink toe dadelik aan verhoudings. Want julle sien, alles in die lewe staan in verhouding. Nou, ek dink jy sal met my saamstem. Ons word in 'n baie individualistiese kultuur groot en ons ken woorde soos my geluk kom eerste, moenie jou probleme myne maak nie. Ek het hard gewerk om te kom waar ek is. Maar die realiteit is, alles in die lewe staan in verhouding. Van die begin van die skepping af het God dit so bepaal dat alles in verhouding staan. Jy is waarskynlik die produk van die verhoudings waarin jy vandag staan. Dink bietjie aan die natuur en verhoudings, die verhouding tussen plante en diere, seisoene, selfs verder is dit, dink aan die verhouding tussen planete, sterrestelsels. Van die begin af is die mens ook geskep vir verhoudings. In Genesis 2 en 3 lees ons van die mens wat in verhouding geskep is. Eerstens in 'n verhouding met God self. Ons lees dat God saam die mens gewandel het in die tuin, wat iets sê van 'n intieme God. Ons is gemaak om in verhouding met mekaar te staan. God sê, dis nie goed dat die mens alleen is nie. En ons is ook gemaak om in verhouding met die skepping te staan. Die mens moet heers oor die skepping, maar nie soos baie mense en ons ook maar vandag heers oor die skepping nie, maar om te heers soos God sal heers oor die skepping, om op te pas, om na die skepping te kyk. Die mens is gemaak om in 'n unieke manier in verhouding te staan. En dit loop soos 'n goue draad dwars deur die hele Bybel. Probeer jouself vir 'n oomblik indink, hoe sal die lewe lyk sonder enige verhoudings? Ek dink dit gaan baie moeilik wees, want jy sien verhoudings speel so 'n groot rol in ons almal se lewens, dat dit die geneigtheid het om jou te maak wie jy is. Ek is byvoorbeeld 'n broer vir my boetie, maar ek is ook 'n kind vir my ouers, en ek is ook 'n vriend vir my vriende. Selfs in my werk as 'n dominee staan ek op 'n unieke manier in verhouding met 'n klomp mense. En elkeen van hierdie verhoudings maak wie ek is op 'n manier. Dit definieer my. Dit is vandag Vadersdag, waar ons ook die ongelooflike verhoudings vier van die paas in ons lewe. Dis ook Triniteitssondag, en op Triniteitssondag vier ons dat God die God van verhoudings is. God self staan in verhouding. God die Vader, Seun en die Heilige Gees. Jy het dalk al gehoor van hierdie leerstellings rondom die Triniteit en groot geword daarmee. Hier dink ek nou aan ys en water en stoom, of dalk 'n eier, om iets te sê van wie God is. Nou hierdie beelde is baie mooi, maar dit maak ongelukkig nie altyd plek vir verhouding nie. Dis mooi om daar te dink en dogmaties uit te pleis en dan te besef dat ons nooit ten volle die misterie van God kan verstaan nie. Ons sien dat die drie-eenheid meer is, baie meer is, as bloot net 'n koue dogmatiese stelling. Ons verstaan van die drie-eenheid is dat God van ewigheid af bestaan het as een wese, maar terselfdertyd as drie aparte persone, naamlik God die Vader, die Seun Jesus Christus en God die Heilige Gees. Elkeen is apart God, maar ook saam God. Hulle staan in 'n verhouding met mekaar, 'n verhouding van eenheid en liefde. God die Vader skep en maak nuut, die bron van liefde, God wat sorg en voorsien. God die Seun, Jesus Christus, hy is ook volkome mens, maar volkome ook God,
wat ons iets kom wys van God se hart vir die wêreld. Jesus is lief vir die armes, die vrouens, die weduwees. Jesus trek in en maak nuut. God die Gees wat die konstante teenwoordigheid is van God. God die Gees wat ons help, ons bystaan, ons troos, wat ons help om vrugte te dra. Michelle het verlede week in haar preek dit so mooi gesê, dat verhouding die basis is van gemeenskap. Verhoudings, die kerk. Nou as mens na Jesus se lewe gaan kyk, Jesus se lewe hier op aarde, dan sien mens dat Jesus ook in 'n klomp betekenisvolle verhoudings in sy lewe gestaan het. Natuurlik was Jesus eerstens in verhouding met die Vader en die Gees, en saam maak hulle hierdie hegte verhouding, die mees hegste verhouding denkbaar, wat ook 'n voorbeeld is vir ons. Ons mense is gemaak om in verhouding te staan. Ek dink dis die punt wat ek probeer maak. Met ander woorde, om mens te wees, is om in verhouding te wees. Ons is dus geskep deur verhouding en vir verhouding. Dink vir 'n oomblik aan die mees betekenisvolste verhoudings in jou lewe. Jy weet, daai verhoudings wat jou gevorm het wie jy vandag is. En dan te besef dat die mens wie ek vandag is eintlik die produk van die verhoudings waarin ek staan. Kom ons lees vanoggend uit die woorde van Johannes 15. Ek lees vanaf vers 9 tot 17. Ek lees ook vers 19 en ook 26. Soos die Vader my liefhet, het ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. Dit sê ek vir julle, sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Julle is my vriende as julle doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, want 'n ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Nee, ek noem julle vriende, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra, vrugte wat sal hou. So sal die Vader aan julle gee, wat julle ook al in my naam vra. Dit beveel ek julle, julle moet mekaar lief hê. En dan hierdie belangrike vers 19. As julle aan die wêreld behoort het, sou die wêreld julle as sy eiendom lief gehad het. Omdat julle egter nie aan die wêreld behoort nie, maar ek julle uit die wêreld uitgekies het, daarom haat die wêreld julle. En dan vers 26, wanneer die voorspraak kom, wat ek vir julle van die Vader af sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy oor my getuig. En julle moet ook getuig, want julle is van die begin af by my. Ons lees net tot daar. Ek glo die belangrikste verhouding waar jy waarskynlik gaan staan naas jou vrou of jou man, of jou kinders of jou vriende, is jou verhouding met God. Dit is die mees betekenisvolste verhouding wat ek en jy ooit in ons lewe gaan hê. Wie jy is, word nie net bepaal deur wat jy doen of dink nie, maar veral deur wie jy liefhet en wie jou liefhet. Jou identiteit word gevorm in die verhoudings waarin jy leef. En hierdie waarheid bring ons by die hart van die Triniteit. 'n God wie se wese verhouding en liefde is. Nou die beste woord of sinnetjie waaraan ek kon dink om iets van die Triniteit vas te vang, is 'n uitnodiging tot verhouding. Met ander woorde, die Vader, Seun en Heilige Gees werk saam om ons uit te nooi en deel te maak van God se herstel van verhoudings. Die herstel van die verhouding tussen God en mens wat reeds in en deur Jesus bewerk is. Die verhouding tussen mens en die mens en die skepping wat God elke dag deur sy Gees nuut maak. Die drie-enige God reik uit en trek die mensdom in die lewe en die werk van God in. Ons sien die werk van die Trinitariese God baie duidelik in hierdie teks wat ons saam gelees het. Soos die Vader my liefhet, het ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. En dan vers 26 en hier aan die einde, waar ons sien dat die Gees alles saambind, wanneer die voorspraak kom, wat ek vir julle van die Vader af sal stuur, die Gees van die waarheid,
sal hy oor my getuig en ons sal ook getuig. Die Gees van die waarheid help ons om in hierdie liefde van God te bly en herinner ons van Jesus se liefde en Jesus se lewe, Jesus wat self sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. So hoe lyk hierdie liefde wat die kern is van verhoudings? Jesus het in 'n klomp betekenisvolle verhoudings gestaan, waarvan die 12 disippels dalk een van die mees betekenisvolste was. In Johannes lees ons dat Jesus 'n rabbi was, en hier lees ons dat Jesus vir hulle sy vriende noem. Nou in daai wêreld sou dit baie vreemd gewees het vir 'n rabbi om sy volgelinge vriende te noem, maar dit is presies wat Jesus hier doen. Jesus kies om sy disippels sy vriende te noem. En hiermee doen hy wat hy soveel keer in die verlede ook gedoen het, hy steek grense oor. Soveel so dat hy hom gelykstel aan sy disippels. Jesus verbaas hulle as hy sê, daar's geen groter liefde as dit nie, as iemand wat bereid is om sy lewe vir sy vriende af te lê. Julle sien, in Jesus se verhoudings met mense, lê daar 'n stuk loyaliteit, daar lê 'n stuk verbintenis, wat vir ons dalk vreemd is. Nou, Bybelse liefde weet ons, kan ons eintlik vertaal met die woord verbintenis, want wanneer Jesus hier sê, niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy volgelinge aflê, sy vriende, sê Jesus eintlik, niemand het 'n groter verbintenis as dit nie, niemand het 'n groter commitment as dit nie. Hierdie liefde waarmee God die wêreld herstel, is om iemand anders se swaar kry en probleme jou eie te maak. Ek weet nie van jou nie, met ons kultuur is dit maklik om te sê, jou probleme is joune en my probleme is myne. Maar om jou aan iemand te verbind, soos Jesus homself en sy volgelinge verbind, maar daai verbintenis te hê, beteken dat jy hulle laste, hulle probleme ook joune sal maak. Jesus luister na mense, hy huil saam met mense, hy trek mense in om weer deel te wees. Jesus lewe uit diensbaarheid uit. God se hart was van die begin af, sien ons hierso, om in verhouding met mense te staan. Jesus het ons kom wys hoe hierdie liefde lyk. Die Gees help my en jou elke dag om dit ook te doen. Want julle sien, ons word gevorm deur wie ons liefhet en wie ons liefhet. Jesus waarsku in vers 19, as julle aan die wêreld behoort het, sou die wêreld julle liefgehad het as sy eiendom. Want ons word gevorm, julle sien, ons word gevorm deur wie ons liefhet en wie ons liefhet. Daarom sê Jesus, dit beveel ek julle moet mekaar lief hê. Wees bewus van die mense wat jou liefhet en laat hulle jou vorm. Oefen ook om ander mense lief te hê. Laat die Triniteit jou lei om in hierdie verhoudings waarin jy staan. Want julle sien, ek dink nie ons is gemaak om alleen deur hierdie wêreld te gaan nie. Ons is gemaak om in verhouding 'n lewenspad te stap. Mense wat die lewe vir ons mooier maak, voller maak en ryker maak. Dis wat verhoudings doen. Maar saam met hierdie wonderlike verhoudings kom daar ook 'n stuk verantwoordelikheid. Miskien is dit vandag 'n goeie tyd om na te dink oor die verantwoordelikheid teenoor die verhoudings waarin jy staan. Of jy nou 'n kollega, 'n pa, 'n vriend, wat se verantwoordelikheid kom daar? En ek dink die vraag, hoe gaan dit regtig met hulle, is wat ons moet vra. Wanneer laas het julle 'n eerlike gesprek gehad oor hoe dit met daai verhoudings in jou lewe gaan? Hoe gaan dit met hulle gesondheid? Hoe gaan dit fisies met hulle? Hoe gaan dit met hulle emosionele gesondheid? Kry hulle genoeg slaap in? Lewe hulle gesond? Kry hulle genoeg oefening in? Is hulle nie dalk op die verkeerde pad nie? Ek dink as dit die mense is vir wie jy lief is, aan wie jy jouself commit, aan wie jy jouself verbind, dan het jy ook 'n verantwoordelikheid. As jy genoeg vir iemand omgee, moet jy ook bereid kan wees om hulle aan te spreek. En daarom wil ek jou ook vandag uitdaag om met daai belangrike verhoudings in jou lewe 'n oop gesprek te hê, om eerlik vir mekaar te kan sê, ek gee jou by voorbaat die reg om 'n inspraak in my lewe te hê. As ek die Here se doel dalk vir my lewe mis, om dit vir my te sê. Ek gaan dalk op 'n manier kwaad wees of verkeerd reageer, maar ek gee jou nou al die reg om 'n insaag in my lewe te hê.
Ek maak 'n verbintenis. Jy mag dit maar doen. Ons sien dit in Jesus se lewe. Hoe gaan dit met daai mense se verhoudingslewe met hulle familie, en hulle huwelik en met hulle vriende? Hoe gaan dit met hulle geestelik? Wanneer laas het julle 'n geestelike gesprek gehad oor die lewe, oor God, oor verhoudings? Wanneer laas was hulle dalk saam met jou hier by die kerk? Die uitnodiging is om oop te wees vir liefde, al bring dit 'n stuk kwesbaarheid. Al bring dit 'n bietjie ongemak, want dit is in liefde dat jy werklik gevorm word. Wanneer jy jouself verbind en commit aan verhouding. Ons behoort op dieselfde manier aan die mense in ons lewe te commit soos Jesus ons kom wys het. Hoe het Jesus aan die mense in sy lewe hierdie verbintenis gemaak? Hy het sy lewe vir hulle afgelê. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Dit beveel ek julle, julle moet mekaar lief hê. Julle sien, verhoudings is die manier waarop God vir ons sorg. Ek wil dit weer sê. Verhoudings is die manier waarop God vir my en jou sorg. Of dit nou is deur 'n kollega of 'n vriend, of 'n broer, of 'n pa. Ek wil afsluit met 'n gedagte. Ons lewe in 'n tyd waar ons honderde vriende en familie op sosiale media het, maar tog is mense so alleen. Baie mense het niemand om na toe te draai nie. Ons lewe in 'n tyd waar ons eie voorspoed en sukses, ons individualistiese kultuur, belangriker geword het as die verhoudings wat ons daar gebring het. Ek lees so ruk terug 'n aanhaling wat sê, I used to think that the worst thing in life was to end up alone. It's not. The worst thing in life is to end up with people who make you feel alone. Mag die Here dit gee dat dit nie waar sal wees van die verhoudings waarin ek en jy staan nie. Ek wil jou uitnooi dat jy ook sal weet dat jy nooit spyt sal wees dat jy uitgereik het nie. Jy sal nooit spyt wees om iemand te bel en te vra, hoe gaan dit met jou? Jy sal nooit spyt wees om daai koffie te reël nie. My gebed is sommer net dat die Here ons bewus sal maak van die kosbare verhoudings in ons lewe. En dat die Here, wat ons eerste gekies het, commit het tot ons lief het, maar God se verhouding ons ook so verander, dat ons ook dit sal weerspieël in ons verhoudings. Amen. Kom ons bid. Here Jesus, dankie dat ons kan weet dat U die God van verhouding is. Here, dat ons in die Triniteit hierdie wese van U raak sien. Here, dat verhoudings vir U belangrik is. Here, ek bid dat ons daai verhoudings in ons lewe sal koester. Here, dat ons ook sal leef in 'n verbintenis met ander mense. Here, ons weet, U het ons gemaak om in verhouding te staan. Here, ons bid dit in U groot en heilige naam alleen. Amen. Ontvang ook dan nou die seën van die Here. Mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van sy Gees by jou bly en in jou werk. Amen. Kryners, ons is reg en sien uit om saam met julle huise te wees wat Jesus volg en dit te leef. By Kruin weet ons, die lewe is kompleks en gaan ons spasie skep waar jy kwesbaar kan wees en binne sulke veilige ruimtes groei en balans in jou lewe kan inbou. Hier is 24 verskillende groepe of bedieninge waarby jy kan inskakel. By party kan jy met jou gawes en passies kom dien en 'n verskil maak en by ander kan jy inskakel en met ander connect omdat jy dieselfde behoefte of belangstelling deel. Hier is iets vir elkeen om aan die liggaam van Christus deel te kan neem. Hier is ook vir jou geleentheid om lewensgroei te beleef, deur hulp en ondersteuning vir die areas in jou lewe waar jy dit nodig het, soos met rousmart en versorgingsondersteuning of egskeidingssorg, ons kursusse, huwelikskursus, ouerskapkursus, Bybelskapkursus, hier is iets vir elkeen om by in te skakel.
By Kruin is ons baie gefokus op ons groeigroepe. Groeigroepe is iets wat in die middel van die week gebeur, waar ons Kruiners die geleentheid gee om in te skakel, saam met hulle vriende, saam met hulle bure, om saam oor die Here te dink. Dis 'n geleentheid waar hulle kan leer en groei in die geloof, en ons maak dit so maklik as wat ons kan. Ons gee vir jou materiaal elke week, in 'n kwartaal kry ons 5 weke, en dit is 'n wonderlike geleentheid om net weer dieper in geloof te groei. By Kruin het ons ook belangegroepe waar jy kan kom nes jy is en binne jou belangstelling behoort en aan 'n groep wat dit saam met jou kan deel. Dit is ook 'n lekker plek om mense na toe te nooi om saam die lewe te kom geniet. Kruin belangegroepe gaan dus oor kom, beleef, geniet en nooi. By Kruin doen ons goed, waarmee ons bedoel dat ons aktief, prakties en sinvol as Jesus se liggaam betrokke is, deur dinge te doen wat werklik 'n verskil maak en impak maak in ons gemeenskap. Ons fokus daarop om 'n gemeente in die gemeenskap en vir die gemeenskap te wees en 'n positiewe verskil te maak in ons gemeenskap deur goeie dinge te doen, maar ook ander te inspireer om dieselfde te doen. Want dan leef meer mense met hoop, egtheid en vertroue, en dan begin die gemeenskap anders lyk. Ons hoop is dat Kruiners se stories en hoe hulle Jesus daarin beleef, die liggies van hulle huise word, sodat dit sigbaar kan word vir die res van Kempton Park. Wanneer mens 'n ligfoto van ons gemeenskap sou neem, moet al die huise wat Jesus volg en dit leef, waar hulle bly, werk en speel, se lig duidelik sigbaar wees. En dan sal ander in die gemeenskap wat nog soekend is, vir wie die donkerte van die lewe soms te veel is, deur hierdie lig van Jesus wat deur Kruiners uitgeskyn word, deur dit aangeraak word. Dit is hoe hoop en liefde sigbaar word in ons gemeenskap.